Dit is vir my so lekker om vanoggend saam met Leard van der Burg te gesels. Nou, hy is die kommersiële hoof by Fruit One en ons fokus 'n bietjie en gesels oor risikobestuur, maar spesifiek ten opsigte van vrugteuitvoere. Leard, baie welkom by Grootplaas. Dankie Mia, dankie vir die geleentheid. O, jy werk in so lekker industrie. Stem jy saam? 100%. Baie uitdagende industrie, maar regtig stimulerend en baie geleenthede op die oomblik. Ek kan dit dink. Vertel vir my, hoe lyk die vooruitsigte vir die 2025 oes- en uitvoermarkte? Ek hoop dit is positief. Ek kan op hierdie stadium sê ons is konservatief optimisties. Ons wat in sitrus primêr fokus, sien uit na 'n goeie oes. Ek dink ons volume lyk goed. Ons het 'n baie skoner oes as wat ons verlede jaar gehad het. En dan uit 'n markoogpunt uit dink ek is dit redelik stabiel op die oomblik. As jy dink Suid-Afrika projekteer om 171 miljoen kartonne hierdie jaar uit te voer. Ja. En ek sien 'n goeie balans tussen vraag en aanbod. Wat bedoel jy met 'n skoner oes? Die vrugte is skoner. Die kwaliteit van die boom lyk beter. Windskade het baie keer 'n groot invloed op die hoeveelheid of op die uitpakke wat ons kry. En ons fokus op uitvoere. So jy soek 'n skoon vrug en 'n goeie kwaliteit produk wat jy vir jou internasionale kliënt kan gee. En hoe skoner die vrugte is, hoe beter is die uitpakke en hoe meer vrugte kan ons op die einde van die dag uitvoer. Ek hou van die term. Ek sien Fruit One het begin suurlemoene uitvoer na Indië. En hoekom spesifiek Indië, maar ook hoekom is hierdie mark vir julle belangrik? So as jy kyk na die populasie in Indië, jy praat van 1.4 biljoen mense. Ons sien ook 'n groeiende middelklas en daarom die aanvraag het gegroei op goeie kwaliteit varsprodukte. Inteendeel van 2020 tot nou het daai aanvraag verdubbel. Sjoe. Geskiedkundig was Suid-Afrika baie gefokus op markte soos die VK en die Europese Unie en China vir sitrusuitvoere. So vir ons diversifikasie is ongelooflik belangrik en ek glo dat Indië 'n groot rol kan speel in die toekoms vir ons. Ander markte wat julle opgewonde maak op die oomblik as mens kan kies? Ek dink China bly vir ons 'n belangrike mark en dis 'n groeiende mark. Die klein of die handels geleenthede wat ons in die tradisionele markte sien bly ook van kardinale belang. So ja, ek dink die vraag is hoe Afrika ontwikkel, hoe ons dalk meer sitrus in Afrika kan verkoop. En ja, daar's 'n paar van die fokuslande sou ek sê is baie in die ooste op hierdie stadium. As jy praat van die vraag wat groter word, dink jy is dit as gevolg van die groeiende populasies wat jy nou genoem het? Ek meen ons word meer mense op die aarde. Of dink jy dit is as gevolg van ons kwaliteit wat net so goed is dat meer mense van ons produkte soek? Kyk, ek dink ons is in 'n baie bevoordeelde posisie as Suid-Afrikaanse produsente want ons vrugte het 'n goeie naam in die internasionale mark. Ons het 'n klomp fasette wat ons in die posisie sit om goeie kwaliteit produkte te produseer. Maar as jy my vra wat dryf die verhoging in aanvraag, ek dink internasionaal is mense baie meer gesondheidsbewus. Dit is waar. So hulle kyk meer na wat hulle eet. Weer terug op die Indiese voorbeeld, mense is ongelooflik ingestel op wat hulle eet. So ja, populasie groei, maar ek dink mense se uitkyk op wat hulle eet verander. En daar is soveel vir alles mense nou byvoorbeeld na suurlemoene kyk. Ek kan dink dat daai vraag net groei en groei en groei, maar daar's soveel verskeidenheid, verskillende maniere wat mense byvoorbeeld 'n suurlemoen mee kan gebruik. Nee, dit is nie net meer soos in die ou dae dat dit 'n suurlemoen is nie. Ons kan dit vir klomp goed gebruik. Nee, 100%. En ons kyk ook na daai verskillende opsies. Dit is nie net die gebruik van 'n vars produk nie. Jy kyk na sap, jy kyk na verwerkingsopsies. Ek het nou die dag het ons lemmetjies verkoop vir droogdoeleindes. Ek bedoel as jy dink die gin wat jy drink. Die mooi vruggies wat hulle insit, daai tipe van goed is nuwe maniere wat ons vrugte gebruik. Dis baie interessant. Nou in 'n onsekere globale handelsomgewing, waarvan ek seker is jy bewus is. Hoe pas vrugteuitvoerders hul bemarkingsstrategieë aan, want dit kan eenvoudig nie meer ding wees van ons doen dit al die jare op dieselfde manier. So, hoe kan jy dan verwag dat jy 'n ander uitkoms gaan kry? Die wêreld verander, landbou verander. Is ek reg? 100%.
Soos ek vroeër aangeraak het, diversifikasie is baie belangrik. So ons kyk na ander markte, nuwe markte en hoe ontgin ons daai markte. Ek dink dit is baie belangrik die verhoudings wat ons al jare met ontvangers en internasionale handelsvennote opbou. Hoe ons meer relevant raak vir hulle, hoe ons onmisbaar raak in hulle aankoopstrategie. Ja. En ek dink daar's twee maniere wat jy dit doen. Ons moet vir so lank as moontlik die beste moontlike produk op die mark sit. En dan moet ons die vrugtemandjie, as ek dit kan noem, Ja. so groot as moontlik maak. So ons kyk ook na ander kommoditeite en as jy Indië weer as 'n voorbeeld vat, appels, pere en druiwe, is daar ook 'n groot aanvraag voor. So ons wat sitrusprodusente is, kyk hoe kan ons ander kommoditeite in ons mandjie sit om so meer en meer relevant te raak vir ons ontvangers. En mens moet dit doen. Ek dink die belangrikheid, mens kan amper nie meer dit miskyk nie, nee. Voel julle daai erns amper? 100%. Ek dink as jy kyk op plaasvlak, hoe die boere op hierdie stadium besluit wat hulle plant en wat hulle nie plant nie. Hoe ons aanpas by internasionale vraag en hoe dit verander. En dit word gedryf deur die verbruiker. So ons moet verstaan wat is dit wat die verbruiker daar buite wil hê. Ek hou van daai konsep waarvan jy praat. Dink jy dit is die regte manier om landbou aan te pak om te plant volgens die behoefte? Was dit nog altyd so of dink jy dit raak meer en meer 'n ding dat mense soos jy net sê, kyk wat die mark wil hê en dit is wat jy bied? Is dit hoe landbou nog altyd gewerk het eintlik? Kyk, landbou is 'n langtermyn besigheid. Ja. Die besluite wat ons vandag neem, die bome wat ons vandag plant, dra dalk vrugte oor 3 tot 7 jaar van nou afhangende van watter kommoditeit jy plant. Ja. En daai boom kan vir 30 plus jaar vrugte dra. So dis baie moeilik in 'n veranderende omstandigheid om daai besluit op die stadium te neem. So jy moet weer eens diversifiseer. Jy kan nie net vir een mark plant nie. So ons probeer antisipeer wat die wêreld vraag gaan wees, maar jy moet die regte kommoditeite, die regte kultivars vir die regte markte hê. En op plaasvlak moet jy daai diversiteit, ekskuus tog. Moet jy in ag neem wanneer jy daai aanplantingsbesluit neem. Dis bitter belangrik. Hou daai gedagte, ons is nou terug, net gou 'n paar handelsflitsse. Waar ook al daar Afrikaans is daar kans vir saampraat, saam luister en saam staan. Kans vir opbou, sonder ophou. Kans vir skep, vreesloos en skaamteloos. Kans om elkeen se tree in een reuse sprong te verander. Ek gryp die kans aan om saam met Afrikaans die toekomstige boet te gaan. Wat van jou? Ons Laslapitaal verjaar en jy is genooi. Besoek afrikaans100.org vir feesinligting. Kom party saam. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat. Welkom terug. Ek gesels verder met Liard van der Burg en hy is die kommersiële hoof by Fruit One. Liard, vertel vir my, hoe beïnvloed die moontlike invoertariewe na die FSA die Suid-Afrikaanse sitrusbedryf? Ja, ek dink dis 'n warm tema. Dis 'n brandpunt op almal se tonge op hierdie stadium. Ek dink vir ons wat ons produksie in die noord gesentraliseer het, het dit minder van 'n direkte invloed, maar produsente in die Wes en Noord-Kaap gaan definitief hierdeur beïnvloed word. So ek het vroeër gesê ons probeer om ons verskaffingsvenster so lank as moontlik te hou. So as ons kyk na vrugte wat ons uit die Wes-Kaap uit sou werf, speel dit definitief 'n rol. Ek dink dit is belangrik om soveel as moontlik markte te kan bedien en dit sal regtig jammer wees as die FSA vir ons 'n onlewensvatbare mark raak. Ja. Dit sal 'n effek op daardie boere se bemarkingsstrategie hê, dit sal 'n effek hê op ons ekonomie. Ek bedoel daar word 7 miljoen kartonne 'n jaar uitgevoer na die FSA. Daai volume sal deur ander markte opgeneem moet word. En dit kan 'n effek hê op die prys wat direkte effek het op die produsent terug op die plaas.
En vir iemand wat dalk nie die grootheid van Suid-Afrika se sitrusindustrie kan insien nie. Ek meen die impak van net die sitrusindustrie op Suid-Afrika se ekonomie is enorm. Dit is. Citrus is die grootste vars produk kategorie in terme van uitvoere, in terme van waarde van uitvoere. So as jy kyk, dis ook 'n baie arbeidsintensiewe bedryf. Direkte arbeid is omtrent 120,000 mense. As jy na die totale waardeketting kyk, verskaf ons werk vir 250,000 mense in Suid-Afrika. En die realiteit is dat 'n boer kan nie 'n lewensvatbare bedryf hê sonder uitvoer nie. Dit is so. So dis ongelooflik belangrik vir ons om seker te maak dat die uitvoergeleenthede daar is, dat ons as bemarkers genoeg geleenthede vir die boere het, genoeg alternatiewe tot markte het, om seker te maak dat ons lewensvatbare boerderye in Suid-Afrika het. Maar ek dink daar's 'n paar goed wat in ons guns stel. Ons is geografies baie goed geleë om baie markte koste-effektief te penetreer. Ons het 'n goeie naam daar buite. Ons produseer baie goeie kwaliteit vrugte en ons klimaat gee ons die geleentheid om verskillende kultivars baie goed te produseer. So ons het baie wat vir ons stel, maar ons het ook 'n paar uitdagings. As jy kyk na logistiek, spesifiek rondom ons hawens, dit kan die industrie lam lê as gevolg van bottelnekke. Fitosanitair in terme van peste en pla, ons produsente spandeer ongelooflik baie geld om dit te bestuur en te beheer. En dan die uitdagings rondom, kom ons noem dit marktoeganklikheid. Om seker te maak dat daai handelsooreenkomste op 'n regeringsvlak bestuur word, ontwikkel word en beskerm word tot voordeel van langtermyn suksesvolle boerderypraktyke. Ja, dis wat ek nou wil vra is, en dis altyd vir my lekker om iemand byvoorbeeld met jou posisie voor my te hê, want ek sal graag wil weet is, dink jy daar word genoeg gedoen om markte te ontsluit, om daai verhoudings te bou, om markte eintlik maar vir ons landbousektor oop te maak? Ons is baie gelukkig om 'n paar forums te hê in Suid-Afrika vir verskillende kommoditeite wat aktief saam met die regering en saam met die departement van landbou werk aan hierdie marktoegang. Ek dink as jy kyk na die CGA, die Citrus Growers Association en Hortgrow aan die ander kant. Hierdie ouens doen ongelooflik baie goeie werk en hulle is naby aan die departement en reik uit na hierdie markte, reis na die markte. En as jy gaan kyk na die hoeveelheid handelsskoue wat ons bywoon elke jaar, hulle is aktief betrokke daarbey en die varsprodukte uitvoerforum speel ook 'n ongelooflike groot rol. So ek dink ons het baie ondersteuning vir die verskillende sektore in Suid-Afrika. Maar daar kan altyd 'n bietjie meer gedoen word, nee. Dit moet prioriteit gemaak word. Ek dink as mens oor boerdery praat en veral ek weet is nou seker 'n baie besige seisoen vir julle wat nou inkom, die wintermaande wat op ons is. Ek hoop dat dit regtig 'n goeie seisoen vir julle sal wees. En dankie dat jy vanoggend besluit om in te kom. Dankie, Mia, waardeer.